Goeiemôre. Jy luister na oordeenking 135 in die reeks Kopskuif. En vanoggend se tema is die ABCDE tegniek. Verander die manier hoe jy na dinge kyk en die dinge waarna jy kyk sal verander. Wayne Dyer. Pieter van Jaarsveld stel ons in sy boek bekend aan die ABCDE tegniek wat ontwikkel is deur Dr. Albert Ellis. Ek vind dit baie insiggewend en behulpsaam. Wilma is 'n huisvrou wat deur die skool gevra word om 20 koeke vir die skool se fondsinsamelingsprojek te bak. Sy is bekend vir haar heerlike swartwoudkoeke. Op die dag wat alles in plek moet val, val alles uitmekaar en die koeke in mekaar. Die kinders kry waterpokkies in hierdie tyd en haar huiswerker daag nie op nie. Die voertuig se battery wat al 'n tydjie lank lol, besluit daardie môre om finaal te weier. Wilma val op 'n stoel neer met die platgevalde koeke voor haar op die tafel. Sy lyk byna soos die gedig Harlekin in die dieretuin beskryf, 'n hoopie grys verdriet. Mense sou aanvaar dat Wilma depressief voel omdat die 20 koeke wat sy wou bak platgeval het. Genoeg rede vir enigiemand om mismoedig te raak. Met Albert Ellis se ABCDE tegniek kyk ons weer na hierdie gebeure. Die koeke wat platgeval het, is die aktiverende gebeurtenis, A. A lei tot haar gevoelens van depressie en demoralisering. C, die gevolg, of in Engels, die consequence. A lei tot C. Dit lyk of dit die mislukte koeke is wat haar so teneergedruk maak. Maar in werklikheid kort daar iets tussen A en C. En dit is haar selfspraak en oortuigings, B, beliefs. Dit is dit wat haar so opkuil. Dis hierdie selfspraak waaroor ons ook gister gepraat het. Stellings wat afbreek soos, dis nou weer tipies van my. Of dit sal nou net met my gebeur. Ek stel almal altyd teleur. Ek's die slegste bakker in die hele wêreld. Dit is B wat die bepalende faktor is in Wilma se lewe. Wilma het dus nodig om haar selfspraak en oortuigings, haar beliefs, te vervang met meer realistiese en behulpsame dispute. D. Disputes. Sy moet haar oortuigings uitdaag en eerder iets sê soos, ek sal dit volgende keer beter moet doen, ek sal beter moet beplan, of ek gaan 'n kursus moet loop om beter te bak, of om meer koeke op 'n slag te bak. Sy kan ook sê, kom ek ondersoek die redes dat ek misluk het. En uiteindelik kan sy dinge vir haarself sê soos, wel tot nou toe het ek 2 of 3 koeke op 'n slag gebak, en daarin is ek gewoond. Dit lyk vir my of die proses om 20 koeke op 'n keer te bak, baie meer ingewikkeld is, en ek het onrealistiese verwagtinge aan my vermoëns gestel. Wanneer Wilma die selfaftakelende gedagtes en oortuigings, B, vervang met positiewe en realistiese oortuigings, D, lei dit tot E, effektiewe gedrag en emosies. Meer effektiewe gedrag en emosies maak nuwe moontlikhede oop, sluit 'n toekoms oop, en sy kan hoopvol vorentoe gaan. Wat dink jy? Kan die ABCDE tegniek jou help om van jou vanselfsprekende en negatiewe oortuigings uit te daag, dit raak te sien? Kan dit jou help om by E uit te kom? Gee dit vir jou vaardighede wanneer jy met jou kind praat, om hulle te help om teleurstellings te oorkom. Dalk help dit jou in jou span waar jy by jou werk is. Om raak te sien hoe mense eie oortuigings jou grootste faktor en jou grootste vyand kan word.
Pieter stel voor dat ons hierdie tegniek uit ons koppe uitleer. Ek wil sê, van harte ken, sodat dit 'n vanselfsprekende deel van ons kopskuif word. Wayne Dyer is reg. Verander die manier hoe jy na dinge kyk, en die dinge waarna jy kyk, sal verander. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, open my hart en my gedagtes, net soos wanneer ek my oë oopmaak. Vul my met u liefde en krag, sodat ek hierdie nuwe dag wat u my skenk, met u gesindheid kan ingaan. Bewaar my van onvriendelike en afbreekende woorde, teenoor myself of teenoor ander. Bewaar my van vernietigende emosies. Red my van elke vorm van moedswillige gedagtes teenoor myself en in al my verhoudings. Vul my met die innerlike vrede wat net van u kan kom. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.